Pieter Spannenberg Jr.
Ons gaan ons lofprysing doen en daarna sing ons ons toetrede lied, 'n psalm wat ek nogal in my lewe 'n paar keer gesing het, en ek dink er sit al 'n paar mense wat dit ook al gedoen het. Psalm 130, en diep van donker nagte. En ook dan met my broer, en ek gaan die mooi ou melodie speel. So dit gaan ons toetrede lied wees, en dan die foto en seëngoed, en dan gaan ons ook uit die ouer liedere ons lofprysing doen met Psalm 100, lied 146, prys die Heer, blye galme. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Heer met jou saamloop, dat sy gees oral met jou sal gaan. Jesus sê, hy kom weer, hy kom by die hemelmuur, met kassei en geskaap, kom hy afsluit deze aan. Voel die soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan. Deur sy woord weet ons Jesus gaan terugkeer na die wêreld met alles daarin. Wat gebreek is van Jesus om heel maak, leer sy woord weet ons alles maak sin. Hoe straat my leven met die glimlach van 'n kind, maak jou los van die kwaad, dis so skerper wat praat. Voel jy soms of die Here te ver is? Twyfel jy soms aan God se bestaan? Jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dat sy gees vooral met jou sal gaan.
Seun gegee het, sodat die wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Amen. Genade en vrede van die God, die Vader, wat sy Seun na die wêreld toe gestuur het, en van Jesus Christus die gekruisigde, en van die Heilige Gees wat ons herskep. Dit is die grootste, die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus,
gekruisig gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Dat het moeilijk wordt om te bidden. Ons kan juist vanoggend lees uit klaagliedere. Baie keer voel ons lewe ook, die hele lewe, of dit 'n klaaglied is. En dan kom die Here ook tot ons hulp. En sê in Romeine dat die Gees is ons voorspraak by die Here en hy tree vir ons in. Dat die Here Jesus Christus gekom en het vir ons juist, wanneer ons nie regtig weet wat om te bid nie, 'n gebed gegee om te bid. Kom ons sit saam. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. Laat ons nie in versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die krag en koninkryk tot in alle ewigheid. Amen. Ek gaan nie nou klaagliedere lees nie. Ons sal dit doen soos wat ons met die boodskap aangaan.
het nie koers geweet het waaroor gaan die boodskap vanoggend is. Dat die eerste lied wat ons gesing het by die lofprysing was voel jou die Here te ver is. En dis die gevoel wat baie keer ook by ons mense bestaan. Toe ek in Pretoria Sentraal Gevangenis gewerk het, was daar ook ver regs, sal nou nie name noem, die spoorpad altyd gesê, nou mens, nou petrol. Maar hy het gesê, Paulus, as 'n ou, sal maar net die presiese woorde gebruik, want hy sê, die meide Paulus, 'n ou wat nou maar net verskriklik baie geklaar. En hy het gegaan en het fisies al Paulus se briewe uit die Bybel uitgeskeur. Sy Bybel was so heel wat dunner as ander. Maar die meeste van ons doen dit met klaagliedere. Dink nou skreeu en skeer op fisies uit die Bybel uit nie, maar sal nog interessant wees as mense opname doen om te hoor. En wie lees nog vir klaagliedere? Daarom is ons opskrif of ons tema van vandag, maak kop skoon saam met klaagliedere en kry weer hoop. Nie dit gebeur met ons, het gebeur, daar is dan nie wat nou daar is, meeste van ons kan dalk in die toekoms daar kom. Dit gebeur in 'n mens se lewe dat dit met jou werklik ellendig gaan. Alles loop skeef. Mens het nie hoop nie, hoop vervaag. Ek dink die ergste belewenis wat mens kan hê, is dat jy beleef dat die Here is nie meer met jou nie. Die Here se hand is teen jou. En dis wat die skrywer van Laagliedere sê. Die algemene gevoel is dat Jeremia was die skrywer van Laagliedere en hy skryf, hy sê, ek is die man wat ellende beleef het. Die Here het my met sy toorn geslaan. Laagliedere 3 vers 1. Hierdie man het lyding in die uiterste vorm ervaar. Hierdie swaarkheid van hom was so erg dat dit geblyk het dat hy dit bid nie eers meer help nie. Hy sê in vers 8, al roep ek en al smeek ek om hulp, hy weier om my gebed te verhoor. As jy hy weier, dan verwys hy hier na God, want hy skryf dit met die hoofletterhaal. Sê die man sien geen uitkomkans in sy lewe nie. En ek dink baie van ons het al so gevoel, dalk so, gaan dalk in die toekoms so leef, so voel. Geen uitsig meer of verlossing nie. Laagliedere skryf in vers 9, hy het my pad met klip toegebou, vir my geen uitkomplek gelaat nie. En nou wil dit ek moes dit eintlik aan die begin gesê, maar ek wil dit sommer nou sê, jy is nie die enigste een wat deur bitter beproewing benou word. Jy is nie die eerste een nie, jy is nie die begin, die eerste een nie, jy is nie die enigste een nie, jy is ook die laaste een. Almal beleef beproewing. Ons beleef almal hierdie feit dat saam met die klaagliedere is, die skrywer in vers 18 sê, 3 vers 18, ek het gedink, dit is klaar met my, en met my hoop op die Here, die gedagte aan die ellende en die vreemdelingskap is gal en gif vir my. En as ek daaroor dink, dan draai my gedagtes vas. Nou baie mense lees dan net tot daar, en hulle vereenselwig hulle met klaagliedere, so ons kan saam met hierdie man klaar. Maar dan moet ons verder lees, ons moet die res van klaagliedere 3 lees, want in vers 21 skryf hy, maar dit sal ek ter harte neem, en om die rede bly ek hoop. Hoekom? Hoekom het klaagliedere bly hoop? Wat is gedagtes? Of kom ons sê, eerder wat er selfherinnering
watter goddelike waarhede waaraan jy kan dink, en waaraan hy ook natuurlik gedink het, steek die vlam van hoop weer aan die brand. Waaraan moet ons onsself herinner om weer hoop te kry? Ons gaan kyk in klaagliedere na 'n paar punte, 'n paar van hierdie dinge. En dis ook waarom sê ons moet klaagliedere lees. Ons moet hom nie oorslaan nie. Want die heel eerste ding wat hy vir ons sê in vers 22 is dat ons moet raak sien dat God se genade nog nie verby is nie, dit het nog nie vergaan nie. Maak nie saak hoe ons voel nie. Hy skryf in vers 22, deur die liefde van die Here het ons nie vergaan nie. Hoe erg jou situasie ook al nou mag wees, hoe dit op hierdie oomblik lyk, jy is nog nie in die hel nie. En is net mense wat in die hel is, wat geen hoop meer oor het nie. Iemand het hierdie vergelyking gemaak en sê maar jy is opgesluit in 'n ondergrondse kelder en die sleep is weggegooi en dit is klam en dit is donker en dit is eensaam. Dit is so erg dat die groen mos naderhand op jou liggaam begin groei. Hy sê dat is nog steeds beter. Dan gaan dit nog met jou steeds beter as iemand wat in die hel is. Iemand wat hom in die ewige verdoemenis bevind. Want vir jou is daar hoop. Vir jou staan die deur nog oop, want God se woord kom na jou toe en jy kan dit hoor en jy kan dit glo en jy kan nog lewe. Die tweede ding sê wat ons moet kyk na is dat ons oë moet oopmaak vir God se getrouheid in die lewe ten spyte van die baie moeilike omstandighede en die wankelende geloof en die depressie waardeur ons gaan. As dit met ons gebeur, dan moet ons bietjie gaan stil sit en dink, so ou, ek dink is by die ou dinge en die ou liedere vanoggend, die wat ons ook baie gesing het, tel jou seëninge, tel jou een vir een. Dit lyk nog steeds goeie raad vir elkeen van ons. En as jy sukkel daarmee, gaan vat 'n stuk papier en skryf jou seëninge neer. Jy sal verbaas wees om te sien hoeveel is daar. God het nie verander nie. Sy getrouheid is 'n gegewe. Hy skryf in vers 22 en 23, God bly getrou. By hom is daar onbeperkte ontferming, daar is geen einde aan sy ontferming nie. Dit is elke môre nie. U trou is groot. Weer baie ons tyd, dat ons geld verloor, en miskien het jy baie geld verloor, maar jy het daarom vanoggend geëet. Iets om vir die Here voor dankie te sê. Dan verkeer jy in 'n ernstige gesondheidskrisis, maar jy kan daarom lees en jy kan daarom God se woord hoor. Dank God daarvoor. Miskien beleef jy 'n familiekrisis, maar jy het daarom nog 'n familie. Dank God daarvoor. Die derde ding wat klaagliedere sê is, besef God is nog steeds my God. Ek wys nou na elkeen van julle, toe ek bevestig is in die swart gemeente te doen die leeuw, die bevestiging waar geneem en nie hy doen die besuit nou en doen die leeuw getok. Nou gaan dit ons nou maar oor die gevangenis wat nog maar allemaal beskou word as groot sondaars en dan wat nou sê Kobus besuit, nou hy is 'n sondaar, dan sê doen die leeuw en hy is 'n sondaar, sê hy is 'n sondaar, hy is 'n sondaar, hy sê ek is 'n sondaar, en die leeuw sê hy is 'n sondaar. Ons is almal sondaars, maar die Here is nog steeds goed vir elkeen van ons. Ek sê vir myself, die Here is my lewe en daarom hoop ek op hom. Vers 24. Miskien het jy dat alles op aarde verloor. Dan sit jy sonder familie, sonder besitting, sonder enige vooruitsigte vir beterskap of beter omstandighede. Maar weet dit vanoggend, kind van God,
nie jou Here verloor nie, want hy is meer as alles en almal. En dan die vierde ding, en dit klink nou baie snaaks, want hier in vers 8 het Laagliedere gesê, dit lyk vir hom, dit help nie eers meer dat hy bid nie. Maar onthou ons van die tweede gedeelte van die Laagliedere waar hy gesê het, maar dit sal ek ter harte neem. En een van die goede wat hy ter harte neem, is dat gebed nog steeds bestaan. Dat God se woord nog steeds bestaan. Vers 25 en 26, die Here is goed vir wie op hom bly hoop, vir die mens wat na sy hulp vra. Dit is goed om geduldig te wag op die hulp van die Here. Hierdie man sit in ellende, maar hy herinner homself aan die uitkoms wat God beloof. Gebed en vertroue op God help ons om deur ons ellende te kom. Ten spyte van hierdie ou se baie negatiewe belewenis oor gebed, dit wat ons gelees het in vers 8, dring hy besef ook maar weer tot hom deur, daar is nog iets soos gebed. God is nog in beheer van hierdie wêreld. Wanneer mense, wanneer die wêreld my teleurgestel het, kan ek met my angs en my nood nog steeds na God toe gaan. Ek kan nog steeds na God toe gaan en hom gaan herinner aan die beloftes wat hy gemaak het aan sy kinders. Ek weet, daar kom tye in mense lewe dat dit voel dat dit help nie meer om te bid nie. Al hoor baie mense sê, hulle bid in die plafon vas. Gebede help nie. So die kerk van Laagliedere ook hier aan die begin ervaar het, God se ore is toe. Hy hoor nie. En dan moet ons tog steeds glo dat God se beloftes oor gebed nog waar is. Dit so dik boek by die huis, alles gaan oor God se beloftes. Roep my aan in die dag van benoudheid, sê die Here, en ek sal jou uithelp. Bid en vir julle sal gegee word, is ook een van sy beloftes. Petrus sê, werp al julle sorge op die Here, hy sal vir julle sorg. En dan moet ons geduldig wag vir die regte tyd waarop die Here ons kan help. Ek dink dit is een van die groot uitdagings waarmee ons sit, is dat ons van dit nou nie. En die Here het sy eie tyd. Nou die volgende ding wat Laagliedere vir ons sê, is een van die dinge wat mense baie moeilik verstaan. Maak nie hoe ver jy van die Here afkom. Maak nie saak hoeveel swaar kry jy beleef nie. God het nog steeds 'n plan met jou lewe. Daarom is hierdie swaar kry wat jy beleef, is nie maar net 'n toevalligheid nie. Is God wat besig is om met jou te werk. En dit gee sin aan ons swaar kry en ons probleme. Hebreërs 12 vers 10 en 11 sê dat God se doel daarmee is om ons in sy heiligheid te laat deel. Hierdie swaar kry. En dan moet ek ook te sê, dis bitter pynlik vir ons as mense om swaar te kry en ons moeilike omstandighede te beleef. Voel soos iets waaroor 'n mens kan huil. Maar dit is deel van God se goedheid oor ons. Dit beteken dat God nog met ons besig is. Psalm 119 sê, dit is vir my goed dat ek swaar gekry het, want daardeur het ek die voorskrifte geleer. Kyk wat sê vers 75. Ek weet, Here, dat u bepalings regverdig is, dat u my laat swaar kry, is 'n teken van rou. Ek het die vreeslike groot woord geleer wat hulle sê oxymoron. Twee teenstrydige stellings in een sin.
En dis presies wat Jakobus sê. Hy sê dit is louter vreugde as jy in alle beproewinge verval. Want die Here praat daardeur met ons. En dan die laaste een is, hier die swaar kry, hoe erg dit ook al is net tydelik. Jou siekte, jou hartseer, jou depressie, gaan nie vir ewig deur nie. As jy in die diepste ellende verkeer, onthou dat die ellende gaan nie vir altyd aanhou nie, want daar is uitkoms. Skrywer van Glaasliedere sê, daarom, dit sal ek ter harte neem. En dan skryf hy verder aan, die Here verstoot 'n mens nie vir altyd nie, en as hy beproewing oor 'n mens gebring het, ontferm hy hom weer, want sy liefde is groot. Dit is teen sy sin dat hy mense in ellende en beproewing bring. Vers 31 en vers 33. Feit dat God ellende oor ons lewe toelaat is eintlik 'n ding wat hy teensinnig doen. Soos 'n pa wat sy kind pak slaag gee en saam elke hou saam voel. Want God is nie sadis nie. God se werklike begeerte vir ons is vreugde. Nou, wees al in hierdie stikkende wêreld waarin ons leef. Nou is mense wat sê, jy kan nou swaar kry en jy les in jou lewe en beproewing leef, maar eendag, communiste het ons nou gesê, ons Christene glo in die pie en die sky en daar. God wil hê dat ons nou al vreugde moet beleef. En alle vreugde wat natuurlik sal aanbreek by sy wederkoms. Maar hierdie tyd wat ons swaar kry op aarde is kort in vergelyking met die ewigheid. Die laaste ding, die swaar kry wat jy nou ervaar, beteken nie dat God se liefde vir jou opgehou het nie. Kom ons vat maar, kyk maar na ons verlosser se lewe. Bittere swaarkry wat Jesus aan die kruis moes gaan, het nie 'n einde aan sy Vader se liefde vir hom beteken nie. Die lyding, die ellende en verwerping waaronder God sy kinders gebuk gaan, mag ons nooit die uitleiding maak dat hy nie meer vir ons lief is nie. Glo dit, glo die woord van die Here wat dit geskryf staan, want die duiwel wil ons graag van die teendeel oortuig. Glo die woord van die Here, moet nie luister na die Satan nie. Miskien sê jy, dit het ek ook al gehoor, sê ook mense wat in groot ellende is. Ek weet nie of ek hierdie mooi beloftes kan glo nie. Ek weet nie of hierdie mooi beloftes op my van toepassing is. Dit kan dan van toepassing wees op ander mense, maar nie op my nie. Want ek weet nie of ek hoegenaamd meer 'n kind van God is nie. Ek weet en ek glo hierdie beloftes geld vir God se kinders. Maar die vraag is, tel ek nog onder God se kinders? En dan wil ek afsluit met die versekering uit God se woord, wat ons almal al gehoor het en ken in Romeine 8. Wie kan ons van die liefde van Christus skei? Lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. In Johannes 10 sê hy, niemand kan ons uit sy hand ruk nie. Amen. Almagtige God en Hemelse Vader, wat er wonderlike voorreg is dit nie om vandag hier na U huis te kom en na U woord te kom luister. Baie dankie Here dat U deur U woord ook met ons praat. Here, baie is ons omstandighede nie wat dit moet wees nie. Sommige Here is omstandighede is baie moeiliker.
Ander ervaar ook moeilike omstandighede, maar nie so erg nie. En baie dankie Here dat ons saam met klaagliedere vanoggend kan sê, dat ons dit ter harte kan neem, dat ons weer kan hoop, omdat U daar is, omdat Jesus Christus aan die kruis vir ons gesterf het. Meer nog Here, dat hy die dood oorwin het en hy die dood opgestaan het. En dat ons juis in ons swaarte en ons nood saam met die opgestaande Jesus kan doen. En wil jy bid vir hulle Here vanoggend wat nood beleef, met gehoor van mense wat ernstig siek is, Here, dat hulle ook die genesing en teenwoordigheid sal ervaar. Hulle hulle wat bekommerd is, dat hulle sal weet, eens daar om vir hulle te help en dat hulle ook hulle sorge na U toe moet bring. Wat er nood of ellende ook al daar mag wees, Here, ons wil bid, dat U ook in die groot liefde en genade sal intree. Ons vra dit met die verlossing van ons sondes, om Christus om te laat hê. Amen. Gemeente, kan jy nog geleentheid om die Here te dien met hulle offergawe.
Gaan die seën van die Here, gaan in vrede. Ek bid dat hy deur sy Gees in die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in liefde gewortel en gegrondves sal wees. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en ver en hoog en diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God. Aan hom wat deur sy krag wat in ons werk, magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen tot in ewigheid. Amen.